Goeiemôre, dit is Maandag die 10de Augustus. Vanoggend lees ons saam Romeine 11 vers 1 tot 2. Hier sê Paulus, my vraag is dan, het God dalk sy volk verstoot? Hoegenaamd nie. Ek is tog ook 'n Israeliet, uit die geslag van Abraham, uit die stam van Benjamin. God het nie sy volk verstoot, wat hy reeds tevore gekies het nie. God het nie van Israel vergeet nie. God het nie na Jesus Christus mens geword het en gekruisig is en opgestaan het uit die dood, Israel skielik afgeskryf en gesê, hulle is nie meer welkom nie. Israel is nog steeds so welkom, soos wat hulle voor die tyd was. Ja, die pad is dalk nou 'n bietjie anders, want die pad gaan nie meer deur die wet nie. Die pad gaan deur Christus, deur God se genade, deur God wat kies en mense wat antwoord en sê, ja Here, ons het U nodig. Nie ja Here, ons kan ons plek verdien nie. Dan ook is die plek nie daar net omdat jy die naam dra van Israeliet nie. Dit vra dat jy wel sal glo, dat jy jou hart vir die Here sal gee en dat jy dan in dankbaarheid teenoor hom sal lewe. Israel het ongelukkig baie keer van die Here vergeet. Baie keer gedink bloot net hulle herkoms het hulle redding verseker. Ongelukkig baie keer vergeet dat hulle vir die wêreld 'n seën moes wees. God verstoot nie sy mense nie. Hy is 'n pa wat heeltyd staan en wag dat mense terugkom, dat hy hulle met oop arms kan ontvang. Maar God vra dat mense na hom toe kom. Dat mense daai erkenning maak van hulle het hom nodig. Ja, as mense verhard teen God draai, dwing hy ons nie. Hy staan geduldig en wag, klop aan die deur en gaan in as jy dit oopmaak. Dankie Hemelse Vader dat ons in U liefde en U genade kan leef. Dankie dat U Gees nie opgee op ons as mense nie. Ja Here, dat U ons nie verstoot en verlaat en U rug op ons draai nie. Here, ons doen dit so baie keer met U. So baie keer sondig ons, so baie keer volg ons eie kop en doen ons goed wat ons nie moet nie. Dankie dat ons weet U vergewe. Dankie dat ons weet, Here, U werk deur die Gees ook in ons. Maak ons ook so steeds getuies van U liefde en genade, van U grootheid en goedheid. En mag ons altyd onthou dat U die getroue, die ewige, die teenwoordige God is. In Jesus Christus se naam. Amen.